Nou die tweede skrifgedeelte waarna ons gaan kyk is in Lukas 6 vanaf vers 12. In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Toe dit dag word, het hy sy disippels nader geroep en 12 van hulle uitgekies wat hy ook apostels genoem het. En dan word die name van die 12 vir ons gegee wat Jesus uiteindelik uitgekies het. Wat is die beginsel wat ons hier vind? Dat Jesus het voordat hy 'n baie belangrike besluit in sy lewe moes neem, het hy met die Vader stil geword en 'n hele nag met hom deurgebring. Ons moet verstaan dat gebed is nie 'n bepaalde tydstuur nie. Dit kan kort wees, dit kan selfs 'n skietgebed wees, maar dit kan ook baie lank wees. Maar dat daar is sin daarin. Die beginsel is, daar is sin daarin om met God in gebed te verkeer. En selfs al moet dit 'n hele nag lank wees. Ek kan onthou, daar was 'n tyd toe my seentjie siek was en toe hy nie asem kon kry nie en waar ek letterlik 'n hele nag in die hospitaal deurgebring het saam met hom en in die wagkamer het ek tot die Here gebid die hele nag deur. Wanneer daar iets swaar op 'n mens se hart lê of dit is 'n baie belangrike besluit wat jy moet neem, dan word gebed nie deur tyd bepaal nie. Jy maak tyd met die Here totdat daar in jou hart 'n bepaalde vrede kom, totdat die besluit vir jou duidelik word. En dit is wat Jesus gedoen het en ons kan natuurlik sy voorbeeld volg. En die wonderlike is dat in daardie tyd saam gebruik die Here ons hart, ons gedagtes, ons emosies om uiteindelik vir ons dan deur sy Gees te lei. Want net soos ek net nou gesê het, dit is nie dat ons by onsself stil word nie. Hou altyd hierdie ding in gedagte, hierdie beginsel, ek is saam met die Here en ek vertrou vir hom om in my gedagtes, in my hart vir my te kom lei oor hoe ek uiteindelik aan die einde ook van my gebed, as ek opstaan, weet wat om te doen en wat 'n vrede ek ook in my hart vir myself kan toeëien as dit natuurlik 'n krisis is waarmee jy worstel. So hierdie is nog beginsels wat ek hoop jou gebedslewe sal verryk.